Begin jou dag met Communion op Kruisbaaie met Dr. Leonie elke oggend om 7:30. Môre radioluisteraars. Ons het vanoggend vir klein Bia Du Plessis hier in die ateljee. Bia, jy kan hallo sê vir al die mense wat luister. Hallo. En as jy kyk hoe mooi is Bia se hempie. Wat staan op jou hempie, Bia? Kindness is my superpower. Amen. En dan het ons vir pappa Jacques wat hier buite is, saam met klein Daniel. En ons het vir mamma ook hierso, vir Sumerie Du Plessis in die ateljee. En dan gaan ons nou begin met ons boodskapie. Is dit reg? Ja. Kom ons gaan net dan saam bid. Here, baie dankie vir die geleentheid om vanoggend met u te kan praat. Here, om te weet u gaan ook met ons praat. Dankie Here dat ons rustig kan wees, dat ons mooi kan luister wat u sê. En Here, ons bid, ek en Bia bid dat baie kindertjies se harte geraak gaan word en baie groot mense se lewens verander gaan word. Dankie Jesus daarvoor. Amen. Daar was sy. Ja, nou, jy is hier vanoggend, omdat Radio Fynbos by julle skool gaan preek het, né? Ja. En kan jy onthou wat het Tannie Leonie daar bedien? Waaroor het ek gepraat? David en Goliat. David en Goliat. En toe Tannie Leonie gesê, sy gaan dat julle prentjies teken en dan gaan sy vir die wennertjie sê. Die wennertjie kan dan saam met haar om praat op die radio. Onthou jy oor Jesus. Nou hier is klein Biaatjie se tekening en Bia sê hier soos ek dit vir julle nader kan bring, dan sal julle sien daar sy sê, sy veg in die naam van die Here. En kyk hoe Goliat probeer lag daarso vir Dawid. En kyk hoe is Goliat se gesig. En Dawid het net hierdie van, ek weet ek gaan wen. Ja. Kyk. Biaatjie, daar sy. Nou is ons weer terug op die lig. Ja. So vertel vir Tannie Leonie, waaroor wil jy vanoggend met die kindertjies en die groot mense praat? Ek wil vertel wanneer ek my hartjie vir Jesus gegee het. Dit was by die skool en in die houthuisie. Dit was pause, toe gaan ons daan toe. Die tannie het vir ons vertel dus oor 5 soos lente en by die klere bedoel. En toe bid sy en alles en dit en toe ons uitkom, toe begin ek en my beste maatjie het ook dit gedoen, toe begin ek en my beste maatjie dadelik lag. Toe was ek soos, ek dink dis hoe dit voel om 'n kind van die Here te wees. Om te lag, nee. Ja. Ja. En die linte, kan jy onthou bietjie wat was die linte oor gewees? Net so bietjie. Nie reg nie. En sê vir Tannie Leonie ietsie. Het die tannie gevra dat julle hartjies vir Jesus moet gee, julle lewens? Sy het gevra of ons regtig dit wil doen, toe sê ons almal ja. Okay. En toe het julle agter haar aangebid of hoe dit gebeur? Ja, ons het agter haar aangebid op die einde. Op die einde het ons agter haar aangebid om te sê ons is nou ons wil kind van die Here wees. En was dit die jaar gewees, Bia? Ja, dit was die jaar ek dink. Ja. Sjoe. Weet jy, Biaatjie, Tannie Leonie het al baie wonderwerke gesien. Tannie Leonie het al gesien hoe Jesus blindes sy oë laat sien. Tannie Leonie het al gesien hoe mense opstaan wat nie kon geloop het nie. Tannie Leonie het al gesien hoe mense wat kanker gehad het genees is. Tannie Leonie het al gesien hoe 'n klein dogtertjie wat in welkom was, sy kon nie geloop het nie, maar ek het nie geweet sy kan nie loop nie.
En toe Jesus al ook genees, toe kon sy geloop het, so Tannie Leonie baie goed gesien wat Jesus al gedoen het. Maar die grootste wonderwerk, kan jy dink wat is dit? Jesus en die se sterfheid, of dat so? Ja, En dat Jesus lief is vir almal. Eers die mense wat slegte goeders doen. ja, dit is so baie waar. As daardie wonderwerk nie gebeur het nie, kon die ander wonderwerke nie gebeur het nie. Nou mense dink altyd dat wonderwerke, die grootste wonderwerk is as Jesus mense genees. Maar die heel grootste wonderwerk is wanneer ons lewens, ons hartjies vir Jesus gee. En dit is hoekom Tannie jou genooi het vanoggend, om saam met my oor die grootste wonderwerk te kom praat. En kyk hoe klein is jy. En sê maar nou, jy was vanoggend predikers, wie is julle Dominee Wian, nee, hy is baie belangrik, en wie nog? Dominee François, hy is ook belangrik, nee. Maar sê maar nou, Jesus het vanoggend gesit waar mamma daar so sit. Wie dink jy sou Jesus gesê het, is die heel belangrikste tussen Tannie Leonie en Dominee Wian en Dominee François? Almal. Weet jy wie sou hy gesê het is die belangrikste? Klein Bia. Het jy dit geweet? Nee. Dit is hoe belangrik kindertjies vir hom is. So, ons gaan nou hierso kyk, nee? In Markus 10 staan daar, op 'n keer het mense kindertjies na Jesus toe gebring, sodat hy hulle kon seën. So net soos wat mamma en pappa vanoggend hiernatoe gekom het, Ja? nee, met Daniel en met jou, Ja. het mense so, het mammas en pappas klein kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle kan seën. En toe was die disippels soos van, nee, Jesus het baie belangriker goed om te doen. Hy kan nie nou na die kindertjies kyk nie. Die kindertjies is die kleinste, daar is belangriker goed om te doen. En toe, wat sê Jesus? Hy sê, julle moet dadelik ophou om dit te doen. Hou op om te sê, die kindertjies is nie belangrik nie, dat die kindertjies nie na my toe kan kom nie. En toe sê Jesus, moet nooit kindertjies keer om na my toe te kom nie. Hulle is altyd welkom by my. Ja. En toe sê Jesus die volgende. Hy sê, my koninkryk, nee, soos my hemel, is bedoel vir mense, soos hierdie kindertjies. Hy sê, hiervan kan julle seker wees. Wie nie God se leiding en heerskappy aanvaar, soos 'n klein kind sy pappa se leiding aanvaar nie, sal nie plek hê in my koninkryk nie. Toe roep Jesus 'n klein kindertjie nader. En toe gebeur daar iets. Hierso staan, hy het sy arms oopgemaak, sodat die kindertjies kan nader kom, en hy het hulle vasgehou, en hy het sy hand op hulle koppies gesit, en hy het hulle geseën. En sonder dat jy geweet het daardie dag, dat jy jou lewe vir die Here gegee het, wat ons nie kan sien nie, het Jesus ook sy arms vir jou oopgemaak, dat jy in sy arms kon gaan, en hy het jou geseën van daardie dag af. Cool. Dis cool, nee. Ja. En dit is wat hy doen. En hoekom dink jy, het hy gesê dat 'n kindertjie die belangrikste is? Om 'n kleintjie, hoekom? Want hulle is oulik en hulle lewe is langer as die groot mense, want die groot mense is al groter. Of kindertjies is net baie spesiaal vir hom. Ja,
En weet jy hoekom? Want toe hy sy arms oopgemaak het, toe die kindertjies in sy arms ingehardloop. En baie keer, hier's nou 'n boodskap vir die groot mense, nê? Baie keer is die groot mense groot, nê? Dan dink hulle, ons is slim, ons het 'n werk, ons het karre, ons het huise. Ons hoef nie soos 'n kindjie te wees nie. Dan hou ons bietjie groot as groot mense. En dis hoekom Jesus gesê het, hy het gesê, as julle nie verander en soos 'n kindjie word nie, dan sal julle nie die hemel hê nie. En dis die grootste boodskap, die grootste wonderwerk ooit. Want eintlik as Jesus vir ons sê, ons moet na hom toe kom, dan maak hy sy arms vir ons oop. En dan kan ons in sy arms inhardloop ook as groot mense. Dat hy ons ook kan vashou en dat hy ons kan seën. Ja. En Bietjie sê vir die mense, hoe oud is jy? Ek is 8 jaar 8 jaar oud en in graad wat is jy? 2. Ek is in graad 2. In graad 2. En wie is jou juffrou? Juffrou LZ. OK, en in watter skool is jy? Bertie Barnard. Nou gaan ons ietsie doen wat Tannie Leonie vir die mense gaan wys. OK. En ek gaan vir Chantay vra dat sy so lank daarso vir ons kan nagmaal of mamma kan vir ons net so 'n bietjie hierso ingooi. So, ons gaan nou afsluit. Maar as ons afsluit, gaan ek weer vir jou die grootste vraag vra. Hoe het jy jou hartjie vir Jesus gegee? Want ons gaan nou vir mense na Jesus toe lei. Ek het daaroor gedink en ek het gedink aan dat dit sal lekker wees en dit sal lekker wees om soos in Jesus se hartjie dat Jesus in my hartjie kan wees want sodat ek sodat dit lekker kan wees en ek wil nie dit doen want ek het besluit ek dink dit is 'n goeie ding en ek wil Christen wees en ek dink dit gaan baie lekker wees om dit van die Here te wees. En vir wie het jy almal al vertel jy jou hartjie vir Jesus gegee? Vir my ouma en my oupa, vir mamma en my maatjies. En die een maatjie wat nie gegaan het, dit was soos ek wou gegaan het, maar ek het vergeet. Maar ons het soos 'n prent en ons het soos 'n papier gekry met soos moes goeders afmerk en goed. Vragies en goed. Sjoe. En nou moet jy weet, daardie dag wat Jesus in jou hart kom bly het, nê, sal hy altyd daar bly. En ons gaan nou vir mense bedien. Want onthou jy, toe ons net begin het Tannie Leonie jou gevra, wat is die grootste wonderwerk? Toe sê jy, toe Jesus gekruisig is. Nou onthou jy daardie aand, voordat Jesus gekruisig was, het hy mos saam met al sy disippels om die tafel gesit. Ja. Toe het hy iets gedoen. Toe het hy gesê, dit is my bloed, wat julle moet drink. Kan jy onthou, hoekom moet ons sy bloed drink? Sodat hy ons kan onthou, elke keer as jy soos wyn drink of sap, dan Ja. kan jy dit onthou. Wow, hoe mooi sê jy dit. Elke keer dat ons hom moet onthou. Elke keer. En dit is dan Jesus se bloed wat vir ons gevloei het, wat ons drink. En as ons Jesus se bloed drink, dan kom maak dit ons skoon. Ja. Baie mense wat luister, dink hulle is te vuil. Hulle doen te veel sonde en hulle is te sleg om hulle lewe vir die Here te gee. Né? Ja. En dit is die Goliat. Dit is die vyand wat so met hulle praat en vir hulle sê hulle is te sleg. En vanoggend kom ons en ons sê vir die mense, hulle is goed genoeg om hulle lewe vir die Here te gee, dat sy bloed hulle kan was, nê? Ja.
En dit is nooit te Jy is nooit te vuil nie. En Jesus kan jou skoon was. En dan gaan ons die bloed van Jesus drink so. En ons gaan nou onthou hoe sy bloed vir ons gevloei het. En dit is wat ons nou vir mense ook gaan sê, as daar mense is, wat in hulle hartjies nog nie glo soos 'n kind nie. Dat hulle sal besef, Jesus maak sy arms nou vir hulle oop, sodat hulle binne sy arms kan inhardloop en hulle lewe vir die Here gee. Ons drink dan Jesus se bloed. Sy. En nou gaan Jesus se bloed in ons werk en ons skoonmaak, soos wat mamma jou skoon silwer skoon was vir skool, nee. En net soos wat jy daardie, wat sal jy prentjie sê of die mense kind is? Kindness is my superpower. Kindness is my superpower. Net soos wat jy daai hempie aangetrek het, nee, gaan Jesus mense kom maar vas, so met sy arms vashou. En dan is daar mense wat siek is vanoggend, wat ook luister na die boodskap. En toe het Jesus gesê, as julle my liggaam eet, deur my wonde, sal julle gesond word. En nou glo ek en jy saam, want dit is wat die Bybel vir ons sê, as net 2 saam glo, dan is Jesus hier, so dis nie net mamma wat hier sit en Chantay nie, Jesus is ook by ons. En dan sê hy, dan sal ek hulle gesond maak. So nou vra ons Jesus, in die naam, In die naam, dat mense wat nou kyk, dat mense wat nou kyk en siek is, en siek is en moedeloos is, en moedeloos is, asseblief gesond word. asseblief gesond. Ons glo dit, Ons glo dit. en dan eet ons Jesus se liggaam. Nou gaan Tannie Leonie afsluit en vir jou 'n storieetjie vertel. Tannie Leonie was al so 12 jaar, het sy die eerste keer haar lewe vir Jesus gegee. En toe was ek 'n klein dogtertjie, toe het ek gepreek en toe het ek groot geword. En ek het 'n besigheid gehad. En toe was Tannie Leonie een keer 'n ongeluk gewees. Sy was amper dood gewees. En toe het sy vir Jesus gesien. En dit was wow, dit was nou cool gewees. En toe Tannie Leonie se hele lewe daarna verander. En toe het sy begin preek. Maar Tannie Leonie onthou hoe Jesus geryk het. En dit is nie om te sê, dit is soos hy ryk nie, maar vir my het hy so geryk, nie? Soos wat papa miskien en mamma parfuum aan het Jesus vir my geryk soos reën wat net geval het. En toe ek een keer daar so gebid het, want net ek en Jesus het ons geweet. En toe wonder ek, want 'n groot mens wonder mos baie keer, 'n groot mens wil mos altyd glo soos 'n kind nie. En toe wonder ek, is dit regtig nou soos wat hy ryk? En net daarna, toe kom daar 'n boodskap opgewees van 'n klein dogtertjie wat baie siek was in die hospitaal. En Jesus het vir haar elke middag kom kuier, hy het haar kom gesond maak in die hospitaal. En toe die dogtertjie gesond is, toe hulle vir haar vra, hoe voel dit? Toe sê sy, waar's die oom met die wit klere? Toe sê hulle, van wie praat jy? En toe het sy gesê, Jesus lyk. En toe sê sy iets, hy ryk soos reën. Toe huil Tannie Leonie. Want toe weet Tannie Leonie, dis regtig waar, ons moet net glo soos 'n kind. En wat Jesus toe gedoen het, toe hy sy arms oopgemaak het, het hy hulle vasgehou en hy het so dit gedoen. As jy so naby sit, hy het so sy hand op hulle koppies gesit en hy het hulle geseën. So nou gaan ons weer bid vir klein kindertjies. Jy kan so sit. Sê Here, Here, baie dankie baie dankie dat U lief is vir ons kleintjies. dat U lief is vir ons kleintjies. En dankie Jesus En dankie Jesus dat die kindertjies seën dat
dat u kindertjies seën, dat hulle in u arms kan wees, dat hulle in u arms kan wees, dat u lief is vir ons. dat u lief is. Amen. Amen. Dis 'n klein bietjie. Nou het jy saam met my gepreek en jy kan vir almal sê, Tata, en hulle moet mooi bly en hulle moet geseënd wees. Dat mooi bly en julle moet vir altyd gesien. Vir altyd geseënd wees. Dankie bietjie. Ja, Here, ons sê vir U so dankie dat ons net U woord kon gehoor het. En Here, ons wil vandag vra, vergewe ons as ons klein kindertjies ooit gesien het dat hulle nie belangrik genoeg is om in U arms te wees nie. Here, dan bid ek dat U ons groot mense sal help om te glo soos 'n kind. As U arms nou vir ons oopmaak, dat ons in die arms sal hardloop en sal weet, altyd maak U gesond en altyd gee U vir ons liefde.